vernuwing deur die doop. Wat beteken vernuwing deur die doop? Dis 'n doktrine. Dis 'n Romeinse doktrine. Dis 'n doktrine wat sê, die doop is nie net 'n seël van die Heilige Gees nie, dit sê, wanneer jy gedoop word, word jy vernuwe. Jy word geregverdig gemaak deur die doop. Met ander woorde, as ek jou gedoop het, dan kan jy reguit hemel toe gaan. Die geheimenisse se priesters het besef, vervolging gaan nie die kerk stuit nie. Hulle probeer 'n ander taktiek, en die Bybel beskryf dit. Die slang het toe 'n stroom water soos 'n rivier uit sy bek agter die vrou aan uitgespieg, sodat sy deur die stroom meegesleer kon word. 'n Mens sou verwag dat 'n vuurige draak vuur sou spoeg, né? Ons het dit net nog maar vir mekaar gesê. Maar hy spoeg water. En dit kom uit sy bek. En verteenwoordig dus, net soos die slagtande, power of the mouth, doktrine. Waterdoktrine. Die geskiedenis net na Gratianus, daar sien ons vernuwing deur die doopdoktrine spoel soos 'n golf oor die Romeinse ryk. Die mense daar het baie in die geskiedenis hierna, baie bloed gevloei oor die doop in Europa. Want hierdie ding het sy beslag gekry hier, en hy het tradisie geraak, hy het gewoonte geraak, en selfs Luther en Calvin het nie kans gesien om teen dit te gaan nie. Alhoewel hulle besef het dis verkeerd, en dat die Bybel dit nie mandateer nie, het hulle nie kans gesien. En ons ou vaders het dit Suid-Afrika toe gebring. 5000 kilometer ver. Jesus word Ichthus, die vis genoem, geassosieer met Dagon. Doopbesprinkeling, dit maak jou sonde wit soos sneeu. Dis die vernuwing deur die doopdoktrine. As jy besprinkel is, dan is jy regverdig gemaak. Die water het jou skoon gewas. En daar spoeg die draak uit sy bekke uit, hierdie stroom water soos 'n rivier agter die vrou aan, sodat sy moet verdrink en meegesleep word. Maar die aarde, sê die Bybel, het sy mond oopgemaak. Die dodelike wond waarvan die Bybel praat, is die afskaffing van die Pontifex Maximus deur Gratianus, ons het reeds gesê. Dit herstel egter weer, die keiser tel die titel weer in, en ken dit toe aan die biskop van Rome. So, kyk op my. Ons sien dat ou Julius vat toe weer die titel. En vir ongeveer 300 jaar, bietjie meer dalk, gaan die titel aan. Die ouens word Christene, die keisers. En Gratianus sê in 300 na Christus, sê hy, enough is enough, ek lê dit neer. Nou is die titel weer vakant. En toe kom 'n ander keiser na Gratianus, en hy sê, ek wil ook nie hierdie titel hê. En toe gee hy die titel aan, die biskop van Rome. En dis waar hy vandag nog is, by die paus. Die titel behels formidabele uitvoerende magte. Ongehoorsaam is met die wet gestraf. Die biskop wat dit toe aanvaar het met dankbaarheid hierdie titel, was die ou met naam van Damasus. Die biskop het en hy toe begin om hierdie stroom water op die kerk uit te spoeg. Maar die aarde het die vrou te hulp gekom. Dit het oopgegaan en die stroom opgesluk wat die draak uit sy bek uitgespoeg het. As die aarde sy mond letterlik oopmaak, dan het ons niks anders as 'n aardbewing. Ek dink ons almal sal daaroor saamstem. En 'n aardbewing in apokaliptiese simboliek beteken politieke oproer. Dis wat ons sien. Politieke onrus begin toe in Rome se burgerlike ryk. Die Wesgoot Alaric in 410 kom in, hy breek Rome se mure en hy plunder vir Rome vir 3 dae lank. En die Romeinse burgers is geskok. Hulle kom al 1000 jaar aan, as vrede in Rome, niemand het dit gewaag om vir Rome aan te val, omtrent so geskok soos wat die Amerikaners destyds was met 9/11, hulle het al vir 300 jaar aangekom met daai stadium, niemand het hulle nog ooit op hulle eie grondgebied aangeval nie, hier kom, hoe sê hulle,
Ben later gaan. En hy vlieg met sy vliegtuie teen hulle geboue vas. En hulle was geskok, hulle het nooit geweet wat kan met hulle gebeur nie. En die Romeine was net so geskok, hulle was nie 300 jaar veilig gewees nie, hulle was 1000 jaar veilig gewees. En hier kom Alarus, hier die Wesgoot, en hy plunder vir hulle. Die Romeinse ryk se rug is teen 476 na Christus finaal gebreek. Daar sien jy vir Alarus, en dit is 'n kunstenaarsvoorstelling van wat hy gedoen het in Rome. Hulle was barbare, en hulle het hulle soos barbare gedra in Rome, en gesteel, en geplunder, en gehoer en verkrag, en aan die brand gesteek, en toe het hulle weer gewaai. Hulle het nie opgevolg daarop nie, die Romeine kon toe weer herstel daarna, hulle het so 'n breek gekry, maar dit was die begin van die einde hierdie. Alarus se visiegrote plunder vir Rome. Die westerse Romeinse ryk verdeel. In 445 na Christus word die biskop van Rome amptelik verklaar as die hoof van alle westerse kerke. Maar in 476 na Christus, net so rukkie later, breek die Gote en die Vandale, nog 'n klomp barbare, 'n ander klomp barbare hierdie keer, die Romeinse ryk se rug. Dis natuurlik waar ons die woord Vandaal vandaan kry, ou wat verniel en plunder. As dit nie gebeur het nie, sou die paus se magte hom in staat gestel het om die hele westerse ryk se kerk te korrupteer. Na Rome se val, verdeel die ryk in talle klein staatjies, amper soos wat met die USSR destyds gebeur het, net na die Berlynse muur se val toe, verdeel hulle in al die klein staatjies, elk met sy eie grondwet en koning. Die state hoef hulle nie aan die paus se grille te steur nie. So het die aarde se mond wat oopgegaan het, die politieke onrus, 'n aardbewing, verhoed dat die verderflike vernuwing deur die doopdoktrine die ganse kerk korrupteer. Rome se sogenaamde bekering. Etlike skrywers beweer dat Gratianus se wette nooit regtig in Rome afgedwing is nie. 424 afgodstempels en kapelle het oorgebly. Die reuk van afgodsoffers het die lug gevul, nog steeds. Maar volgens klassieke skrywers, net 15 jaar na Gratianus se bevel teen paganisme, was dit nêrens meer in Rome te vind nie. En jy moet vir jouself sê, my genigtigheid, hy het vir paganisme die doodskoot gegee. Toe nie. Vir die eerste keer in mensegeugenis is enige antieke of populêre bygeloof totaal uitgewis. Was dit omdat die evangelie effektief gepreek is vir Islam? Nee. Teen dieselfde tempo as wat paganisme uit die gemeenskap verdwyn het, het dit in die kerk herverskyn. Want meneer Hayden se tempel is nou toegemaak. So, wat maak hy nou op die aanbiddingsdag? Hy gaan kerk toe, want almal moet nou kerk toe gaan. En hy vat sy simbole en al sy heidense goeder saam. Mense, dit is wat jy kry as jy 'n staatskerk het. Almal kom in. En dis die kerke wat die reformiste geskep het na die reformatie. Calvin het so 'n kerk geskep, Luther het so 'n kerk geskep. En dis wat ons vandag in Suid-Afrika het. Heidense gewade, doktrines en idees was die kerk vol. Damasus, die paus, wou nie die prys vir Christendom betaal nie. Hy het verkies om gewild te wees onder die heidene. Die paus as koning van die noorde. Die koning van die noorde, sê die skrif, sal maak soos hy wil. En hy sal hom verhef en hom groter hou as enige God. Selfs teen die ware God sal hy ongehoorde dinge sê. Hy sal daarmee aanhou, totdat die tyd van God se toorn oor sy volk verby is. Want wat besluit is, sal gebeur. Die koning van die noorde sal hom nie steur aan die gode van sy voorgangers, of aan die God wat deur vrouens bemin word, of aan enige ander God nie, maar sal homself belangriker as hulle almal beskou. 'n perfekte beskrywing van die pausdom. Met sy trots, sy godslastering, sy celibaat en sy maagdelikheid. Hierdie koning begeer en bereik 'n hoë posisie, sodat hy kan doen wat hy wil. Maar hoe gaan hy dit regkry? Hy sal nie hierdie gode vereer nie, maar die vestinggod,
'n God vir wie sy voorgangers nie geken het nie. Hom sal hy vereer met goud, silwer, edelstene en kosbare geskenke. Met behulp van die vreemde God sal hy teen die vyand se versterkte vesting optree. Aan wie hom erken, sal hy groot eer bewys en hulle as regeerders oor baie aanstel. Hy sal grond aan hulle uitdeel as geskenke. Selfverhooging is die pausdom se uitstaande kenmerk. Kyk gou vir my. Daar's een persoon op hierdie aarde wat amptelik en wêreldwyd verklaar dat alle lewende wesens, mense, diere, plante, selfs wilde diere, selfs bakterieë en virusse en aliens. Ek's dood ernstig. Onder sy gesag val en aan hom moet submit. Wie's daai persoon? Die paus. Daar is geen ander soortgelyke arrogansie op hierdie aarde nie. Die paus bring self die verering van die vesting God Alamazim of Nimrod, die kerk binne, vir die heidene. Hy werp vir Julianus uit die kerk en eer die wat hom eer. Die wafelgod is nooit in Babylon aanbid nie. Die paus se voorgangers ken nie daai wafelgod nie. Presies in ooreenstemming met wat die skrif sê. Daar sien ons hoe die wafelgod nie net vereer word nie, maar aanbid word in die Romeinse kerk. Wie is die wafelgod? Die Eucharistie, daai afwerkie wat daar wat in die monster in sit. Die paus, Belsasar, die draak en Dagon. Teen die einde van die 4de eeu, die paus is die enigste verteenwoordiger van Belsasar op aarde. Hy spoeg vernuwing deur die doopdoktrine op die kerk uit. So word hy die vurige draak se verteenwoordiger. Teen 606 na Christus, die paus se geestelike tirannie hardloop volstoom in Europa. 10 Europese lande erken hom. Dis belangrik, 10 Europese lande erken hom as Christus se verteenwoordiger op aarde. So word hy Dagon, die visgod se verteenwoordiger. Die dier uit die see het 10 heerserskrone op sy koppe. Die dier uit die aarde, Romeinse/Babyloniese wonderwerke. Toe het ek 'n ander dier gesien. Nou is ons by die derde dier. Ons het nou die eerste 2 van die 4 afgehandel, nou is ons by die derde. Dier uit die aarde. Toe het ek 'n ander dier gesien, wat uit die aarde kom. Hy het 2 horings gehad soos 'n lamse, maar hy het soos 'n draak gepraat. Die feit dat hierdie dier na die eerste dier vermeld word, beteken nie dat hy na die eerste een ontstaan het nie. Sy interaksie met die eerste een noop sy latere vermelding. So hy is nie in tyd na die eerste ene nie, hy word net later vermeld. Hierdie tipe was wel bekend in Chaldea. In Babylon is hy Nebu genoem. In Egipte Nib of Nim. Die Romeine noem hom Numa en die Etruskane Tages. En daar sien jy die Babyloniese Nebu. 'n beeld van hom. Die Romeinse of Babyloniese wonderwerke. Die Romeinse kerk gebruik vandag allerlei wonderwerke om geloofwaardigheid aan hulle doktrines te gee. Maar al hierdie wonderwerke is net so onder die heidene aangetref. Soos Madonnas wat huil. Die heidense gode het ook gehuil. En Kumai het Apollo se beeld vir 4 dae agter mekaar gehuil, sê die geskiedenis vir ons. Is julle bewus hiervan? Hierdie beelde van die Madonna begin op 'n dag net huil. Dan loop die bloed en die trane goed as hier teen hulle wange af. Stadig, dis nou nie 'n vreeslike aktiewe besigheid nie, maar stadig gebeur dit. Nou, as jy History Channel kyk en jy sien hoe laat die ouens verneek het, selfs met wetenskaplike beginsels om hulle beelde allerhande goeders te laat doen, dan weet jy presies wat is besig om daar te gebeur. Maria beelde ontwikkel selfs die wonde van Jesus. Sy begin bloei uit haar hande uit en uit haar sy uit
en sulke tipe van goeders. Ook bekend as stigmata. Selfs mense begin so bloei in die Rooms-Katholieke kerk. Maar die heidense beelde het dit ook gedoen. Hoekom? Selfe triks. Ou triks. En kyk, as jy nou vir Moeder Maria kom smeek, vir watter behoefte jy ook al mag hê, en jy val by haar voete neer, en jy stort jou hart uit by die genadige moeder se voete, en na jy klaar, as jy jou oë oopmaak, en kyk jy op haar, en dan kyk sy hier van bo vir jou af, en sy sê, ja, sy het my gebed verhoor, sy het vir my geknik. Die beelde word ontwerp om dit te kan doen. Dis gewoon kan artistry. Ja, dis special effects. Madonna beelde wat vir bidders knik. In Egipte is Isis beelde se rame so gemaak dat hulle kon knik. Dis 'n ou trek. Romeinse heiliges wat op die water dryf. In Indië het Surya Acharya op sy mantel oor 'n rivier gedryf, vertel die verhale vir ons. Heidense priesters het tydens hulle gebede geleviteer. Daar sien ons 'n ou wat dit vandag nog doen. Lig so van die grond af op. Heidense priesters kon lampe spontaan laat vlam vat. Hulle kon hulle gode in die lig laat verskyn en lag. Alles hierdie towerrye wat hulle gedoen het, hoeveel daarvan werklike magic was en hoeveel daarvan gewoon kan artistry is, weet ons nie. Kom ons praat net gou eers oor die beelde, die Madonna beelde. Ons het Madonnas wat oor die wêreld aan mense verskyn. Soos by Fatima in Portugal, ons het dit gedoen. Soos by Lourdes in Frankryk. En op verskeie ander plekke in die wêreld waaraan ons nou nie eers aandag gegee het nie. Dit word places of pilgrimage op die einde van die dag. Want dit is nou waar jy vir Maria gaan ontmoet. Dit is een vorm van Maria beeltenisse. Verskyn en gaan weer weg. Maar dan maak hulle beelde. En hierdie beelde, soos ons nou gesien het, huil, hulle bloei. Hulle raak al meer lewendig. Ja, ek sal bang om dit op die video te sê, want ek wil dit met huiwering teach. Pouse raak merkwaardig oud. Jy kry nie 'n paus wat in sy 60's omkap nie. Het jy al ooit gewonder hoekom? Want die paus maak 'n punt daarvan tot vandag toe, om gereeld op sy balkon te verskyn voor St. Pietersplein. En duisende worshippers kom so toe, en hulle aanbid hom. Wat is aanbidding? Geestelike energie, wat jy kry. En ek wil my verstout om te sê, dat dit is wat Pause so oud laat word. Because worship gives energy. As jy 'n beeld het, wat van hout en klip, of wat ook al, plastiek, wat ook al gemaak is, wat aanhoudend aanbid word, soos die Lady of Fatima, soos die Lady of Lourdes, hoeveel van hierdie geestesenergie ontvang daai beeld? Hoeveel lewe begin so 'n beeld kry, as gevolg van hierdie spul energie wat hy ontvang? In ons tyd, knik hulle, bloei hulle, en huil hulle. Kan jy jou indink wat sal gebeur as 'n beeld begin praat? Wat ook al gesê word, sal beskou word as die woord van God op die aarde.
Word wakker, kind van die Here. Die wêreld is aan die verander rondom jou. Rome. Hul grootste beweerde wonderwerk is die volgende. Deur middel van die herhaling van 5 towerwoorde, dis nou die priester, né? Roep die Romeinse priester vir Christus, luister mooi, in liggaam, bloed, siel en goddelikheid vanuit die hemel na die aarde af. Kyk gou vir my, met ander woorde, die priester staan in sy kerk, hy uiter 5 towerwoorde, en daarmee glo hy dat hy vir Christus uit die hemel uit sê, kom hierso. In liggaam, bloed, siel en goddelikheid roep hy hom vanuit die hemel hiernatoe. Hy moet nou hier wees, hy moet nou hier kom werk, want ek het nou werk vir hom om te doen. Hy maak Christus letterlik, liggaamlik teenwoordig in die sakrament van die altaar. Dis wat hulle glo. Nou ek is verskriklik jammer vir die pouse wat doodgaan. Want hulle verwag as hulle daar bo kom gaan hulle vir Jesus sien. Maar ek dink die Jesus gaan daar wees, hy selfs al kom hulle in die hemel uit. Ek dink hulle gaan vir Jesus sien, want die dekselse priesters hou hom so besig hier op die aarde, hy is nooit daar. Verstaan julle wat een absolute strooi dit is hier? Die Galdeese priesters, hulle gee soortgelyk voor dat hulle die middel van toorkunste hulle gode na hulle beelde kon afroep. Dis 'n ou triek, presies so gedoen in die heidendom, sodat hul werklike teenwoordigheid sigbaar in die beelde kon manifesteer. Romeinse of Babyloniese wonderwerke nog steeds. Rome, in sy magswaan, eien die paus homself die reg toe om God se bliksemstrale na willekeur aan te wend. Hy raak nou Thor. Hy gaan bliksemstrale gooi. Hy kan donderslae laat knal oor enige iemand wat hom aanstoot gee. In Engels noem hulle dit fulminations. In die verlede het konings en ganse nasies die leuen geglo. Hulle het voor hom gebuig en gebeef uit vrees vir sy geestelike bliksemstrale. Die heidense priesters, het hulle ook so gemaak? Om mense in hul krag te laat glo, het hulle selfs gepoog om letterlike weerlig van die hemel af te roep. Wie is die enigste ou wat die weerlig van die hemel afgeroep het? Was Elia, en toe bewe die koning se broek. En toe die apostels mag kry by Jesus, om siekes gesond te maak, malaases gesond te maak, dooies op te wek en demone uit te dryf, wat sê die apostels vir Jesus? Toe daar ouers wat vir hulle so 'n bietjie gas gee, toe vra een van hulle vir Jesus, moet ons vuur van die hemel af oproep? Ja. Toe wil hulle dieselfde doen. Dis die mense aard. Die dier uit die aarde se identiteit. Die Persiese en Romeinse geheimenisse se God is uit 'n gat in die grond gebore. Om dit te gedenk, is die geheimenisse dikwels ondergronds beoefen. En dit het vir my verklaar vir die eerste keer in my lewe, hoekom in al die navorsing wat gedoen het, al die veldwerk wat ek gedoen het, hoekom ek so dikwels die Madonna beeltjies in grotte gesien het. Of in nisse, of in gate. Hy doen groot tekens, sodat hy selfs vuur van die hemel af op die aarde laat kom vir mense om te sien. Hy sê vir die bewoners van die aarde ook aan om 'n beeld op te rig vir die dier wat die likteken van die slagmes het en wat weer lewend geword het. En wat 'n dier is dit? Dit is die dier van die see. Hierdie God wat vanuit die aarde gebore is, was Nebo, die profeet. Kaan beteken priester. Nebo beteken profeet. Die berg waarop Moses dood is was Berg Nebo in Moab. Die valse profeet. Daai dier uit die aarde en die valse profeet is dieselfde dier. Die dier is toe gevange geneem en saam met hom ook die valse profeet wat die wondertekens vir die dier gedoen het en daarmee die mense mislei het wat die merk van die dier aanvaar en sy beeld aanbid het. Hierslop sê, ons sien dus dat die dier uit die aarde en die valse profeet dieselfde entiteit moet wees, want dis hy wat die wonderwerke namens die dier uit die see doen. Die profeet is Nebo, wat beteken die profeet.
Die kerk palm sekulêre magte in. Net na Konstantyn se tyd, die kerk bekom die asielreg van die Romeinse regering. Nou spring ons weer 'n bietjie terug in tyd. Net na Konstantyn bekom die kerk die asielreg. Wat is die asielreg? Dit is 'n politieke uitvoerende mag. Dit is 'n beperkte mag gewees. Voorheen het die reg aan die heidense tempels behoort, maar hulle is mos nou verbied. Maar die kerk het hulle rol toe nou oorgeneem. Die asielreg het behels dat enige vlugteling of selfs 'n skuldige asiel kan verkry deur vertoë aan die kerkgesag terug. So dit was 'n baie beperkte mag, maar dit was wel 'n uitvoerende mag, maar dit het vir die kerk op die ouend die voet in die deur gegee om politieke mag en uitvoerende magte in die hande te kry. Die asielreg het die deur oopgemaak na uitgebreide sekulêre magte. En op die ouend was die kerk in beheer van die volgende: optrede as munisipale landdroste, toesig oor openbare werke, voorraadskure en aquadukte, onderhoud van baddens en hawens, bou van mure en torings, herstel van paaie en brûe, die lei van hofsaake ensovoorts. Tipies die goeders wat in ons dag 'n munisipaliteit sou doen, het die kerk gedoen op die ouend. Die kerk roep vuur uit die hemel af. Die geestelike en sekulêre magte laat die publiek glo die kerk se anathema of banvloek is gelyk aan die vloek van God. Met ander woorde, die mense het begin glo dat as die kerk met al sy uitvoerende magte, hy so magtig uit al die geestelike mag, en nou het hy nog 'n klomp politieke mag ook gekry, as die kerk vir jou vervloek, dan het God jou vervloek, want die kerk is God se verteenwoordiger. En hulle was verskriklik bang vir daai vloed. So jy het maar gedoen wat die paus sê. Deur middel van hul anathema het hulle die vuur van die hemel af afgeroep en dis gemaak dat die aarde en die bewoners daarvan die eerste dier aanbid, die een wat van die dodelike wond genees het. So het die diere uit die aarde die erkende en magtige afdwinger van die wil van die dier uit die see uitgeword. Die klein horingkie met die mens oë. Hiervoor span hy in die valse profeet of Nebo se bedrieglikheid, die geestelike en sekulêre magte van sy kerkamptenare. Die dier uit die see is die klein horingkie met die mens oë. Dit is Janus Toons, die universele biskop of alsiende Janus, die universele toesighouer. Dis 'n mooi prentjie wat ek in hande gekry het van die paus daai, hè? So mooi Janus paus. Deur middel van die biechtstoel sien sy oë in mense se private lewens in, tot aan die verste uiteindes van sy ryk. Die pauslike pallium. Nou is ons weer terug by daai dingetjie. Toe die paus die universele biskop geword het hy begin om ander biskoppe met die pauslike pallium te legitimeer. Die pallium is die skouermantel van wol. As iemand die pallium dra, beteken dit, hy tree op in die paus se naam, of hy tree op as sy volgemagtigde. En dit is waarvan ons lees in Openbaring. Hierdie biskoppe het ywerig aan die werk gespring. So veroorsaak hulle dat die aarde se inwoners die dier uit die see aanbid. Hulle is sy verteenwoordigers op die aarde, reg oor die aarde. Die beeld van die dier, die Madonna as beeld van die dier. Die diere uit die aarde, sê die bewoners van die aarde aan om 'n beeld op te rig vir die dier, wat die litteken van die slagmes het en wat weer lewend geword het. Die Galdeërs het die diere uit die see aanbid, hul gunsteling aanbiddingswyse was 'n kind in sy moeder se arms. Ons het dit nou al baie keer gedoen. Met die tyd is sy saam met hom aanbid. Later het sy die gunsteling voorwerp van aanbidding geword. Daarom moes sy vergoddelik word en al haar seuns se eienskappe en erename verkry. Die beeld se name, hy was Belus, sy is Beltus. Hy is Dagon, sy is Derketo. Hy het dorings, sy het dorings. As sondgod was hy Beelsamin, as maangodin was sy Melkatashimin. As Mithra was sy Mesites, as Afrodite was sy Melita, ensovoorts. En uiteindelik is sy Semele genoem, die beeld. Sy moes dus die beeld word van die dier uit die see. Dan sê Hislop, die Madonna is nie Maria nie, dit weet ons nou al baie duidelik, maar jy kan sien dat hy op pad is om vir jou te sê, daai beeld waarvan die Bybel praat, is die beeld van die Madonna. Geen teks in die skrif sê dat Maria aanbid moet word.
dat Maria sondaar se toevlug is, dat Maria onbevlek is, dat 'n swaard deur Maria se siel gegaan het by die kruis, dat Maria versoening vir ons sondes gedoen het, dat sy uit die dood uit opgewek is, en na die hemel toe gedra is. Maar, in die Babyloniese stelsel was al hierdie dinge wel teenwoordig, en hulle is nou almal in Romese stelsel ingebou. Die dier se toekomsagenda. Openbaring se profesie sê, die dier uit die aarde sal die aardbewoners aansê om die dier uit die see se beeld te aanbid. Hierdie profesie kon nie voor 1854 volledig vervul word nie. In Desember 1854 het biskoppe van reg oor die wêreld in Rome vergader. Feitelik eensstemmig het hulle verklaar dat die Madonna as vlekkeloos, met ander woorde sonder sonde, aanbid moes word. Nou sy sommer vlekkeloos ook. Sy het geen sonde gehad nie, sy het 'n vlekkelose ontvangenis ook gehad, sy is nie in sonde ontvang gebore soos ek en jy nie. Op daardie oomblik was die beeld volledig, want sedertdien word die Rooms-Katholieke Kerk se verordeninge in haar vlekkelose naam uitgevaardig, en nie meer in die van Christus nie. En haar stem is nie liefdevol en genadig nie. Dis gelaai met wreedheid en vrees. Dis 'n stem wat almal kan laat doodmaak wat nie die beeld aanbid nie. Die dier se naam en getal. Nimrod het vele name gehad, maar as hoof van die Galdeese geheimenisse was hy onder slegs een naam bekend, en dit was die naam Saturnus. En dit was 'n geheimenisse naam. Met ander woorde, dit is die naam wat niemand bekend gemaak het aan die wat nie ingelyfdes was nie. Met ander woorde, die kragpunt waar die Romeinse ryk ingeprop was by die god Saturnus. Maar niemand moes het geweet het nie. En nou gaan ek terug na 'n ou sprokiesverhaaltjie wat ons almal ken. Wie onthou die sprokiesverhaaltjie van Repelsteeltjie? Wat was die storie van Repelsteeltjie? Repelsteeltjie wou nie gehad het enige iemand met sy naam ken nie, nee? Hy het 'n sekere joppie vir iemand gedoen, en toe het hulle gevra wat sy naam, toe sê hulle, ek gaan nie sê nie, en toe het hulle hom agtervolg, en toe kom hulle agter, maar hy dans snags, en dan dans hy daar voor sy grot rond, en hy sê, ek is Repelsteeltjie, en die oomblik toe hulle weet wat is sy naam, toe het hulle mag oor hom. Onthou julle daai storie? En dit is 'n ou sprokiesverhaaltjie, maar dit beeld vir ons 'n geestelike beginsel uit. Sodra jy iets of iemand se naam ken, dan het jy mag oor daai persoon. Met ander woorde, as jy 'n God se naam ken, dan kan jy daai God se krag begin tap. Maar dan moet jy sy naam ken. En dit is hoekom die Romeine die kragpunt waar hulle ingeplak het, kan jy maar sê, sy naam geheim gehou het, want hulle wou nie gehad het dat ander mense die vaardigheid moet verkry om by dieselfde plek waar hulle krag vanaf trek, in te plug. En dit is dieselfde rede hoekom die Israeliete hulle God se naam ook begin verskuile, Jahwe. Want hulle PowerPoint, as jy dit so kan stel, was die tempel en die ark, wat God se teenwoordigheid bevat het, wat in die allerheiligste gestaan. Dit was waar hulle ingeplak het as 'n volk. En toe die ander volkere hulle begin bedreig, toe begin hulle hierdie naam wegsteek. En dit is hoekom die naam van God vandag so groot issue is, veral onder die Hebreë roeters. Hierdie ouens het ook hulle God se naam geheim gehou. Daai naam was Saturnus, weet ons vandag, maar die gewone Romeine het dit nie geweet nie. Ou wat nie ingelyfde was, het dit nie geweet nie. En dit kom later in die teks ook voor, maar een van die Romeinse amptenare, wat 'n ingelyfde was, het eendag per ongeluk die naam gesê, dit uitgelap. Hy het soort van nie gedink wat hy sê nie. En hy is Semir, sonder verhoor, selfs met die Romeinse baie regverdige regstelsel wat hulle gehad, so regverdig dat ons het vandag nog in ons land gebruik. Hy is Semir sonder verhoor doodgemaak. So geheim was dit. Saturnus en geheimenis is albei Galdeese woorde.
Hulle is wederzijds betreklik. Met ander woorde uitruilbaar. Geheimenis verwys na 'n verskuilde stelsel en Saturnus dui op 'n verskuilde God. Saturnus in Galdeus word uitgespreek as Satur. Ek weet nie of ek dit reg uitspreek nie, maar dis hoe dit gespel word. In geskrewe taal lyk dit so, stoer, sonder die A. S is 60 in die getallestelsel. T is 400. U is 6, R is 200, totaal presies 666. Die paus is die dier se verteenwoordiger. Voorts. Rome se oorspronklike naam was Saturnia, die land van Saturnus. Die paus is Saturnus se enigste oorblywende verteenwoordiger. Die hele Italië, wat ons vandag ken as Italië, is voorheen die Saturniese land genoem. Maar Saturnus is ook Lateinos genoem. Lateinos beteken ook verskuilde een. Lateinos bevat ook die 666. En dit is hoekom ons natuurlik die Latynse nasies van die wêreld het. Byvoorbeeld die Italianers, die Spanjaarde, die Portugese en die klomp daar in Suid-Amerika, die Meksikane ensovoorts wat almal Spaans en Portugees praat. As die dier se verteenwoordiger is die paus terselfdertyd Saturnus, sowel as Lateinos. Waarskynlik iets soos Latinos of iets van die aard. Ek weet nie om dit uit te spreek nie. Rooms-Katolieke dienste word in Latyn gehou. Die verskuilde taal, die taal van geheimenis. En dis hoekom hulle die Bybel lees in Latyn, sodat jy dit nie moet verstaan nie, want dis deel van hulle geheimenis. Onthou dat ek vir julle gesê het, dat volgens die beste kennis wat ek het, na die beste van my wete, is daar geen vertakking van die okkulte, wat nie die Bybel as een van hulle primêre brondokumente gebruik nie. Daarom wil hulle dit ook verskuild hou en het hulle dit baie effektief vir baie jare gedoen. Die Rooms-Katolieke Kerk staan bekend as die Latynse Kerk, die Kerk van geheimenis. So skryf die paus die woorde geheimenis, grote Babylon, op sy eie voorkop. Die paus as Babyloniese Messias. Hier is wysheid nodig. Wie verstand het, kan die getal van die dier ontsyfer, want dit is 'n mens se getal. Saturnus, weet ons, is Janus, is Janus, en Galdeus die mens. Die bedoeling daarmee is, Janus is 'n godman. Die paus as sleuteldraer is Janus se verteenwoordiger. Het ons gesien, hy dra albei sleutels van Janus en van Cybele. Dus, die paus is die hoof van die dier uit die see. Dagon, Noag, Janus. Ek hoop jy sien die verbintenisse wat die slap het trek. Sy getal is die van 'n mens, Janus, presies 666. Romeinse aanbidding, sê Hislop, is duiwels. Ons sien dus dat die paus die dier se sigbare hoof is. Maar die dier het ook 'n onsigbare hoof. Want Openbaring sê, die groot draak, die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan genoem word. Dis is die onsigbare hoof, die draak Satan self. Rooms-Katolieke aanbid die paus as hoof van die draak. Dis aanbid hulle eintlik vir Satan. Daar is geen sagter manier om dit te sê nie. So, kyk vir my kant van die Here. Ons het vroeër gesê dat die okkulte wêreld in 2 dele opgedeel word deur die mense wat self in die okkulte is. Daar is die morsige, lelike, swart deel, en dan is daar die mooi, slim, oulike, ligte deel. Die een staan bekend as Satanisme, en die ander een staan bekend as Luciferianisme. Waarmee het ons hier te doen? Luciferianisme. Maar dis niks anders as okkulte nie, en is op die ou en dieselfde entiteit, net in 'n ander hoedanigheid, wat hy aanbid word, as Satanisme. Ek dink dit is wat Liesloff probeer sê, ek dink net hy destyds die taal gehad om dit te sê, soos wat ons vandag het nie. Die slotsom is,
Satan self sit agter die enorme fasade van die Rooms-Katholieke kerk. En as dit nie nou vir jou duidelik is nie, dan moet jy my na die tyd kom sien dat ek vir jou kan help. Die geheimenis is 'n groot God, is eintlik Titan, Shaitan of Satan. Dit is waar ons die naam Satan vandaan kry. Daai ouens van Genesis 6, van voor die vloed, wat verwek is deur die seuns van God by die dogters van die mense, staan in die mitologie vandag bekend as wie? Die Titans. En as jy die woord Titan hoor, waaraan dink jy? Jy dink aan die frase wat baie bekend is in die spreektaal van The Clash of the Titans. Hulle het met mekaar beklei, soos ons gesien het, hulle het mekaar met groot klippe gegooi, hulle het mekaar doodgemaak. Dit was die clash van die Titans. En van die woord Titan af, kry ons op die die woord Satan. Die kinders van die duiwel. Hierdie Satan, hy was die God agter die Romeinse ryk. En dis die einde van die lesing. En om al die goeie of al die slegte nuus hopelik op 'n goeie manier af te sluit, gaan ek net 'n skrifgie lees. Skrifgie waarvoor ek baie lief is, 2 Tessalonisense 2 vanaf vers 7. Sê die geheime krag van die wetteloosheid is al aan die werk. Wanneer is die teks neergeskryf? Ongeveer 2000 jaar terug. Toe al, sê Paulus, toe al was nie die krag van die wetteloosheid al aan die werk nie. Watter krag was aan die werk? Die geheime krag van die wetteloosheid was toe al aan die werk. Is nog steeds aan die werk. Maar die een wat die wettelose teehou, moet eers uit die weg wees, en dan sal die wettelose self op die toneel verskyn. Maar wanneer die Here Jesus kom, sal hy hom met die asem uit sy mond verdelg en deur die glans van sy verskyning vernietig. Hierdie wettelose mens gaan, soos wat die nuwe wêreldorde vir ons leer, gaan homself verhoog en hy gaan homself sit op die capstone, op die toppunt van die piramide wat hy aan die bou is. Hy gaan alles onder hom hê en alles gaan in perfekte orde wees, want hy is besig om orde uit chaos te skep. Ordo ab chaos, noem hulle dit. En hy gaan alles onder perfekte beheer hê. En soos ons nou gelees het, onder soveel perfekte beheer, dat niemand hom sal kan teëgaan nie. Die mense sal sê, wie kan teen hom oorlog maak? Hy sal jou soos 'n muur dooddruk met sy duim. Want hy gaan al sy rekenaars en al sy stelsels in plek hê. En hy gaan sy vingers op die knoppies hê. En sy robotte en sy hovercrafts gaan oral wees. En almal onder beheer hou. En as hy op die toppunt van die piramide sit, en alles kan beheer, en niemand kan sy pale vir hom lig nie, dan, sê daai teks, kom Jesus, en hy sal hom met die asem uit sy mond verdelg. Ek verbeel my dat Jesus gaan opdaag in die wolke, en hy gaan vir hom sê, staan soontoe. Hy gaan hom met die asem uit sy mond net wegblaas. Gaan nie eers vir hom kompetisie wees. Satan is besig met 'n desperate poging om homself te red. Hy weet hy gaan verloor. Alles is neergeskrywe. Die groot feit is klaar gefeit, is 2000 jaar gelede al gefeit. Hy het dit verloor, hy het dit nie sien kom nie. Die onnoselste ding wat hy ooit gedoen het, was om vir Jesus dood te maak. Want hy het nie geweet, daardeur gaan hy vir Jesus in staat stel om die dood, Satan se troefkaart, vir ewig te oorwin nie.
En toe troef Jesus sy troefkaart. En nou is dit net 'n kwessie van tyd. En hy is besig om te scramble, hy is besig om te spartel, om dit te red wat hy nog kan red. En hy dink, hy kan nog wen, hy kan nie wen nie. Want hy is geen kompetisie nie. En hy was in die hemel. Hy weet wie God is. Hy weet wie Jesus is. Hy weet Jesus het gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. En dat hy aan die einde van die dag bloot weggeblaas gaan word en in die vuur, die lake of fire, die put van vuur gegooi gaan word. Kom ons maak oogies toe. Here Jesus, baie dankie vir die lering. Dankie vir Reverend Dieselop wat die goed vir ons aangeteken het. En sy baie harde werk oor baie jare moes dit gewees het, met primitiewe instrumente, om hierdie goed vir ons neer te pen. Dankie vir die waarskuwing wat hy vir ons gee. Dankie dat ons dit in ons tyd kan herbesoek, en dat ons dit kan inneem, dat ons dit kan absorbeer, en dat ons dit kan assimileer. Dat dit deel van ons kan word. En soos ons Vrydag gebid het, toe ons begin het, wil ons vra dat u elke stukkie waarheid wat hierin is, op ons gees mens sal graveer, dat dit deel van ons mens wees, en van ons Christen wees, en van ons Christian walk sal word. En dat elke stukkie wat dalk onakkuraat was, wat dalk vals inligting was, of swak navorsing, wat ook al, dat u dit net uit ons gedagtes uit sal wegvee, en dat ons dit nooit weer sal bedink, of dit sal onthou nie. Maar dat hierdie 'n magtige pyl in ons koker sal word, om die geveg wat u vir ons wil laat veg, te kan veg. Dankie Here dat u vir ons toerus met vaardighede. Dankie Jesus dat ons in u krag kan optree. Dankie dat u vir ons nooit in die steek laat nie, omdat u die getroue God is. Dankie dat ons vrye toegang tot u het, dat u met ons praat in ons geesmens, deur u direkte woord. Dankie dat ons kan leer om u te hoor. U sê dat u skape ken u stem. En ons wil vra dat u vir ons sal leer, as ons nie u stem kan hoor nie, dat ons sal leer hoe u stem klink, sodat ons gehoorsaam sal wees. Ons bid dat u vir ons vessels of special use in u koninkryk sal maak, sodat u naam op die ou en die eer sal kry, sodat u eer die aarde sal bedek, soos wat die see die aarde oordek. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Baie dankie. Die Here seën julle. Indien u hierdie aanbieding leersaam gevind het, wil ons u vriendelik vra om dit te oorweeg om 'n donasie aan Trumpet Call te maak. Trumpet Call is nie 'n kerk nie. Trumpet Call is 'n bediening wat vanuit 'n privaat huis bedryf word. Ons vorder geen tiendes van enige lidmate in nie. Ons doen ons werk doodgewoon met die donasies wat ons van goedgesinde ondersteuners ontvang. Op die skerm gaan ons vir u gee 'n SnapScan diagram wat u kan scan met u selfoon om aan ons 'n donasie te maak, of alternatiewelik besoek gerus ons webblad www.trumpetcall.co.za en onder die hoofie Help Us sal u ons bankbesonderhede kry. Baie dankie vir u vriendelike ondersteuning. Ons waardeer dit. God seën u.